Soms voel dit vir ons asof daar net te veel en hoë eise aan ons gestel word. Dit is asof hulle die laaste greintjie energie uit jou forceer. Ek is seker dat jy ook soms so voel. Jy is net nie goed genoeg nie. Ons lees saam uit Filippense 2 van vers 2 af. Wees eensgesind, een in liefde, een van gees, een in denke. Deur nie iets uit selfsug of uitlei te doen nie, maar in nederigheid die een die ander hoër te ag as homself. Deur elkeen nie net na sy eie belange om te sien nie, maar ook na die van ander. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was ook in julle wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar het homself daarvan leeg gemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig, van diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde, en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Tot sover. Ons leef in 'n wêreld vol mense wat mekaar met ander vergelyk, mekaar opweeg, mekaar se waarde bevraagteken. 'n Wêreld waarin sosiale media elke oomblik van die dag vir ons wys hoe ander mense se lewens lyk, of ten minste hoe hulle wil hê ons moet dink hulle lewens lyk. En in hierdie wêreld van onrealistiese verwagtings voel ons altyd onwaardig. En so word jy moedeloos om selfs te probeer. En dan begin ons maskers dra van hoe ons dink mense wil hê ons moet lyk. Met die eerste lees van Filippense 2 vers 5 wil 'n mens amper presies so voel, want kyk wat Paulus sê. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. En dadelik wil jy vra, is Paulus werklik ernstig? Dieselfde gesindheid van Jesus Christus in my? Dit maak 'n mens by voorbaat moeg. En soos Jesus? Nee, want dit sal nie werk nie, want in die teenwoordigheid van die Here weet ons wie en wat ons regtig is. U Here kom van bo na onder, ons wil altyd van onder na bo. U wat God was word mens, ons wil soms oor ander mense se lewens God speel. U het alles prysgegee, u godheid, u koningskap, u eer, u almag. Ons klou krampagtig vas in ons geld, ons aansien, ons eer. Ons kan nie eens erken wanneer ons verkeerd is nie. Ons sê so maklik, dit is nie wie jy is nie, maar wie jy ken. Wat belangrik is die mense saam met wie jy gesien word, mense wat vir jou iets kan doen. Maar wie was die Here se geselskap? Dit was die magteloses, die sondaars, die tollenaars, die straatvroue, die mense met wie niemand wou assosieer nie. Ons wil gedien word, maar nie die Here nie. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir jou. Volgende naweek is Paasfees. Dis die belangrikste naweek op ons kerklike kalender. En donderdag aand gaan ons saam die nagmaal vier. En die res van die naweek is tradisioneel 'n stil naweek. Ons dink aan Jesus in die graf en Sondag gaan ons Jesus se opstanding vier. Hier is die hart van Paasfees wanneer Filippense 2 vers 8 en 9 sê, hy het homself verneder deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja die dood in die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog. Let op daardie een woordjie, daarom. Die kruis is nie 'n tragedie wat God moes verwerk nie. Die kruis is die weg na die opstanding. Die vernedering is die pad na die verheerliking. Die dood is die deur na die lewe. En dis presies waarom ons vandag hier is. Paasfees is nie 'n historiese herdenking nie. Dit is die aankondiging dat die God wat gesterf het, opgestaan het en lewe. En omdat hy lewe, het alles verander. Nie net vir hom nie, maar vir ons ook. Maar laat ons eerlik wees. Baie van ons voel nie altyd asof Jesus se kruis en opstanding alles kom verander het nie. Die opstanding is 'n mooi verhaal, maar wat het dit werklik met my maandagoggend te doen? Met my huwelik,
met my kind se seer, met my skuld wat ophoop, met my hart wat so moeg is. En tog is dit juis hier waar die genade van Paasfees deurbreek. Paulus skryf hierdie brief van die gemeente in Filippi nie as iemand wat gemaklik en sonder probleme deur die lewe gaan nie. Hy skryf dit vanuit die tronk. Hy weet wat dit beteken om in omstandighede te wees wat jou wil breek. En tog skryf hy oor vreugde, oor eensgesindheid, oor die gesindheid van Christus. Hoekom? Omdat hy verstaan het wat genade werklik beteken. Genade is nie net die begin van die Christelike lewe nie. Genade is die lig wat ons as Christene elke dag inasem. Paulus sê dit self vroeër in hierdie hoofstuk. Die gemeente het reeds die troos in Christus ondervind. Hulle het reeds die liefde ontvang. Hulle het reeds die gemeenskap van die Heilige Gees. Dit is nie iets wat hulle nog moet bereik nie. Dit is iets wat hulle reeds besit. En hier lê die grootste misverstand oor die Christelike lewe. Baie mense dink die Christelike lewe werk so. Jy word gered deur genade, dan moet jy self weer iets uitwerk. Maar dis nie wat die Bybel leer nie. Die Bybel leer van begin tot einde, van bekering tot verheerliking, dit is alles genade. Dink aan hoe 'n kind leer loop. Die ouer hou die kindjie se hande vas, help hom balanseer, vang hom as hy val en moedig hom aan om weer te probeer. Niemand sê dat die kind niks doen nie. Die kind probeer, val, staan op, maar die hele tyd is die ouer se hande daar. So werk genade in ons lewens. God se genade beteken nie dat ons passief is nie. Dit beteken dat ons nooit alleen is nie. Die vroue wat vroeg die Sondagoggend van Paasfees na die graf gegaan het gegaan om 'n lijk te salf. Hulle het gegaan met swaar skouers, stikkende harte. Hulle wese was vol van verslane hoop. Die graf was die einde van alles wat hulle geglo het. Maar hulle het voor 'n leë graf te staan gekom. Die Engelse woorde weer klink vandag nog. Hy is nie hier nie, hy het opgestaan. Paasfees beteken dat die leë graf nie net van Jesus praat nie, dit praat van ons. Want Paulus skryf in Romeine 6, ons is saam met Christus begrawe deur ons doop in sy dood, sodat ons ook net soos Christus uit die dood opgewek is en so 'n nuwe lewe kan lewe. Die leë graf beteken, die ou jy is reeds dood. Die sondige, selfsugtige, angstige, bittere ou jy, die is reeds saam met Christus begrawe. En die nuwe jy het reeds begin lewe. Dit is nie 'n ideaal waarna ons streef nie, dis 'n werklikheid wat ons reeds besit in Christus. Maar dan kom die vraag wat ons nie kan vermy nie. As dit alles waar is, hoekom lyk ons lewens dan nie altyd so nie? En hier kom ons by die tweede groot waarheid van hierdie teks. Want Paulus sê nie net, Christus het dit vir jou gedoen, sit nou net terug en geniet dit nie. Paulus sê, laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Laat dit dan so wees. Daar is 'n opdrag, daar is 'n verantwoordelikheid. Filippense 2 vers 12 en 13 sê, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam was, nie net in my teenwoordigheid nie, maar nou ook nog veel meer in my afwesigheid, werk met vrees en bewing aan julle verlossing, want hy wat die gewilligheid en die optrede in julle bewerk, soos hy dit goed vind, is God. Sien jy die spanning? Werk self hard aan julle geloof, want God bewerk gewilligheid en optrede in jou. Doen wat God reeds in jou doen. Dit is nie 'n teenstrydigheid nie. Dis die hartklop van die Christelike lewe. Ons verantwoordelikheid vloei uit God se genade. God se genade vra van ons verantwoordelikheid. Dit is soos 'n rivier wat vloei omdat daar 'n fontein is. Die fontein is God se genade. Die vloei is ons verantwoordelikheid. Sonder die fontein is daar geen rivier nie. Maar die fontein sonder die vloei is ook nie God se bedoeling nie. Daar is 'n paar maniere om die gesindheid van Christus uit te leef. Eerstens die gesindheid van nederigheid, die keuse om klein te wees. Paulus beskryf hoe Christus, wat in die gestalte van God was, homself leeg gemaak het. Dis 'n radikale konsep. Die skepper van die heelal kies om klein te word. Die een voor wie engele kniel self voor mense se voete. En Paulus sê, hierdie keuse moet ook ons sin word. Maar laat ons eerlik wees oor hoe moeilik dit is.
Ons leef in 'n wêreld wat ons leer, wees beter, bemark jouself, maak jouself groot. Daar's 'n webbladsy wat LinkedIn genoem word, waar jy jou CV kan opsit, waar jy jou prestasies met almal kan deel. Instagram vra jou om jou beste oomblikke te vertoon. Die wêreld beloon diegene wat hulle self vorentoe druk. En dan kom die evangelie en sê, as jy bo wil wees, knie laag. Nederigheid is nie swakheid nie. Ware nederigheid is krag wat gekies het om te buig. 'n Boom wat buig in die wind, breek nie. Dit is juis sy buigbaarheid wat sy krag bewys. Die boom wat weier om te buig, is die boom wat breek. Nederigheid beteken ook nie dat jy jouself laat vertrap nie. Jy's gemaak na die beeld van God. Jy het waarde, onuitspreeklike, onvernietigbare waarde. Maar jou waarde maak jou nie meer waardevol as ander nie. Jou waarde erken ook ander se waarde. Nederigheid beteken jy dink nie minder van jouself nie. Jy dink net minder oor jouself. Jou aandag verskuif van hoe lyk ek na hoe kan ek dien. Kies vandag in 'n konkrete situasie om klein te wees. Dink aan die gesprek waar jy wou wys dat jy reg is en kies om te luister. Dink aan die erkenning wat jy wou ontvang en gee dit aan iemand anders. Dit klink eenvoudig, maar dit is een van die moeilikste dinge wat 'n mens kan doen. Maar genade maak dit moontlik. God het jou gemaak om te buig en so sterk te staan. Maar as jy onbuigbaar is, sal jy breek. Die tweede manier om die gesindheid van Christus uit te leef is om te dien. In die laaste week van Jesus se lewe op aarde, toe Jerusalem nog gegons het van die opgewondenheid van sy koms as koning, het Jesus sy disippels saamgeroep vir die Pasgamaaltyd. En toe neem hy 'n handdoek en 'n bak water en hy kniel voor Petrus se voete, voor die voete van Thomas wat sou twyfel, voor die voete van Judas wat hom sou verraai, voor die voete van die mense wat oor en oor hom sou teleurstel. Hy weet dit alles, maar hy kniel nog steeds voor hulle voete om hulle voete te was. Juis omdat Jesus geweet het wie hy is, kon hy dien. Hy hoef nie sy identiteit en waarde te bewys nie. Hy hoef nie status te handhaaf nie. Sy sekerheid oor wie hy is, het hom vrygemaak om te kniel. En dit is juis die probleem met ons. Ons dien so moeilik omdat ons so onseker is oor wie ons is. Ons het erkenning nodig. Ons het bevestiging nodig. Ons het die gevoel nodig dat ons saak maak. Maar Paasfees sê vir ons, jy weet wie jy is. Jy is 'n kind van die opgestane, lewende Here. En juis daarom, juis omdat jy weet wie jy is, kan jy kniel, kan jy dien, kan jy die handdoek optel. Wie het jou ondersteuning nodig? Wie het jou hande nodig? Jesus het kom dien, nou dien ons. Die derde manier om die gesindheid van Christus uit te leef is gehoorsaamheid. Christus was gehoorsaam, nie net totdat dit hom ongemaklik gemaak het nie, nie net totdat hy kritiek beleef het nie. Christus was gehoorsaam tot die dood toe, ja die dood aan die kruis. Dit is die mees radikale gehoorsaamheid wat die wêreld ooit gesien het. En dit is die gehoorsaamheid waartoe ons geroep word, nie tot die kruis nie, maar tot dieselfde gesindheid van gehoorsaamheid. In 1927 was 'n Wes-Afrikaan genaamd Asibi getref deur die dodelike siekte geelkoors. Hy het dit oorleef. En sy bloed het die teenliggaampies gehad waaruit 'n suksesvolle entstof ontwikkel is. Vandag kan elke dosis van hierdie entstof teruggevoer word na daardie een bloedmonster. Een man se bloed het miljoene lewens gered. Op 'n manier wat ons verstand te bowe gaan, is dit wat Christus se bloed aan die kruis gedoen het. Sy gehoorsaamheid het ons vryheid gekoop. Sy dood het ons lewe moontlik gemaak. Ons ken hom. Ons ken die God wat sy eie seun gegee het. Ons ken die God wat nie sy mense verlaat nie. Ons ken die God van die leë graf. En as ons hom ken, dan kan ons hom vertrou. En as ons hom vertrou, dan kan ons gehoorsaam wees, selfs as ons nie die volle prentjie sien nie. Waar in jou lewe roep God jou tot gehoorsaamheid? Wanneer ons Jesus se gesindheid begin uitleef, gebeur iets. Mense sien dit, mense voel dit, mense word daardeur aangetrek. Nie omdat ons beter as ander is nie,
Nie omdat ons harder probeer nie, maar omdat iets in ons anders is. Iets wat nie van ons afkomstig is nie. Stel jouself voor, 'n wêreld waarin die gesindheid van die opgestaande Here Jesus Christus geleef word in ons huise, by die werk, in ons besighede, in ons onderhandelings, op ons sportvelde, in ons skole, 'n wêreld waarin 'n man sy vrou so liefhet soos Christus die kerk liefgehad het tot die uiterste toe. 'n Wêreld waarin 'n vrou haar man ondersteun met die wysheid en genade wat van God afkomstig is. 'n Wêreld waarin ouers hulle kinders grootmaak, nie in frustrasie nie, maar in geduld en genade. 'n Wêreld waarin kinders hulle ouers eer, nie uit verpligting nie, maar uit liefde. 'n Wêreld waarin werkers eerlik is, selfs as niemand kyk nie. 'n Wêreld waarin werkgewers regverdig is, selfs as dit hulle geld kos. 'n Wêreld waarin ons eerder gee as gryp. 'n Wêreld waarin ons eerder dien as heers. 'n Wêreld waarin ons ander hoër ag as onsself. 'n Wêreld waarin ons eerder nederig is as hoogmoedig. Dis nie 'n droom nie. Dis die koninkryk van God, wat reeds aangebreek het in die opstanding van Jesus Christus en wat deur ons sigbaar word in hierdie wêreld. Die God wat die dood oorwin het, woon in jou deur sy gees. Die gesindheid van Christus is nie iets wat jy moet skep nie, dis iets wat jy moet ontvang en dan in vryheid uitleef. Leef met die wete dat die graf leeg is. Leef met die wete dat die gees van die opgestane Here in jou woon. Leef met die wete dat elke knie eendag sal buig en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here. En laat jou lewe vandag in jou huis, by jou werk, in die gemeenskap, reeds hierdie waarheid verkondig. Nie omdat jy moet nie, maar omdat die graf leeg is en Christus Jesus deur jou lewe. O Here, dankie dat ons net weer kan hoor dat U vir ons alles gedoen het, alles gegee het, dat ons hele lewe genade is. Help ons, Here, dat ons hierdie oorwinning, hierdie vryheid, hierdie vrygekooptheid sal uitleef, dat ons 'n voorbeeld sal wees, dat ons sal wees soos U was. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.